Baie welkom vanoggend en ons gaan vir Michelle die geleentheid gee om vir ons te open vanoggend. Dankie Michelle. Môre julle, hoop dit gaan baie goed met elkeen van julle. Lisa het gisterand vir my gevra of ek vir ons vanoggend sal open. En ek weet elkeen van ons het maar ons dingetjies waardeur ons gaan. Maar ek het maar sommer net vanoggend in my hart ervaar dat ek wil net vandag die Here loof en prys. So as jy nou vanoggend gelei voel en jy wil hier in die gang op jou gesig lê om vir die Here dankie te sê vir alles wat hy in jou lewe gedoen het, of op jou knieë staan, of jy kan opstaan met jou hande in die lug, dan kan jy dit nou regtig vanoggend doen. Ons is sissies en Jesus hier by mekaar, niemand dik snaaks van niemand nie, en op die einde van die dag gaan dit nie oor die ou langs jou nie, maar dit gaan oor jou Skepper God. So kom ons sluit die oë. Ons groot en almagtige God en Vader, Here, U is, ek is. U is die begin, die einde. Here, U was gister, vandag en môre dieselfde God. U is die roos van Sharon, die lelie van die dale, die leeu van Juda. Here, en ons kan maar net vanoggend sê, loof die Here o my siel en alles wat in my is. Loof die Here en vergeet geen een van sy weldade nie. Here, ons kan vanoggend vir U dankie sê, Here, dat ons bed leeg is en ons skoene vol is. Here, ons kan vir U baie dankie sê vir ons kerk. En dankie, Here, dat hierdie kerk reeds ons in is. Dat daar waar ons nie kan sien nie, is U hart besig om te werk. Baie dankie, Here, dat U sal voorsien na die rykdom van U heerlikheid in al die behoeftes van hierdie kerk. Here, ons kan U loof en U prys vir die leierspan wat U vir ons aangestel het om die skape, Here, van hierdie kudde te lei. Here, ons weet dit is nie elke dag 'n maklike taak nie, maar ons kan U loof en prys en vir U dankie sê, Here, dat U vir hulle gee manna, nuwe manna elke dag. Dit wat hulle nodig het, Here, om te doen wat gedoen moet word. Ons bid ook vir hulle en hulle families vir beskerming, my God. Dankie dat U hulle sal toemaak met die kosbare bloed van die kroontjies van hulle kop tot onder by hulle voetsole uit. Dankie, Here, dat U by hulle sal wees en dat U hulle sal krag gee, soos die van 'n arend. Here, dankie vir elke sussie en Jesus wat vanoggend hier is. Dankie vir samesyn. Here, dankie dat ons vir mekaar kan bid. Dankie, Here, dat U betrokke is in die fynste detail van elkeen van ons lewens. Here, ek dink nou aan 'n insident wat die naweek plaasgevind het, waar ouma maar baie besig was en vir 'n hele ruk nie my kleinseun gesien het nie, en toe hy ophardloop met die trappies en sy armpies oopmaak en sy gesiggie helder op, en ek kon optel en in die rondte draai. Here, so opgewonde is U oor elkeen van ons hier. Here, U wil ons ook optel, en U wil met ons dans, Here, want ons is die kinders, en ons kan met alles na U toe kom, en daarom kan ons U vanoggend net loof en prys, en sê dankie, 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 dankie Jesus, vir die kruis, en wat U aan die kruis hout vir elkeen van ons gedoen het. Ons loof U, ons prys U, en ons aanbid U. Dankie, Here, dat ons U nie net sal bely nie, maar dat ons sal glo, want U woord sê vir ons ook, dat ons moet glo in wie U is en wat U gedoen het. En dat ons sommer net daar, Here, waar daar angs is, net sal vanoggend die woorde van Psalm 46 vers 11, waar hy sê, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die aarde, hoog bo die nasies. Here, ons loof U, ons prys U en ons aanbid U. Ons vra dit in Jesus Christus, se groot en magtige naam. Amen. Amen. You're never gonna let me down. Die vrou wat daar sing is Stephanie Gritzinger, ek hou baie van haar, sy was altyd deel van Bethel, sy sing nou op haar eie, en jy kan regtig maar haar musiek bietjie uitcheck. Sy was al in Suid-Afrika ook. Ek kyk al
Bethel en Hillsong van 2010 af. Ek het myself voorgeneem na hulle by die Voortrekker Monument gehoorship het, daai keer, dink dit was 2017, never will I go again. Want ons het so met die traffic gesukkel om daar uit te kom, nee. Dit is nou baie goed, maar dit is verskriklike traffic. Hoorie, dit is nou vanoggend my lekker, ek gaan nou vir ons bid, ek wil net hier by Johannes toemaak, want vanoggend het oom JP hulle my weer genooi om by Senatus te gaan bedien, en ek vra vir oom JP, ek soek sommer Johannes 1, 2 en 3, nou julle wat Johannes nou al saam met ons gedoen het, ek sit vast by Johannes 1 vir 4-5 weke, maar ja, so gaan ons deur die boek van Judas, of dan nou Juda, net weer 'n bietjie recap, en dan gaan ons praat oor Michael, die aartsengel, wat gecompete het, gestry het met die Satan, vir die lijk van Moses. Hoekom, waarom en wie is dit nou? Hier ewe skielik sommer ook in. Kom ons kyk bietjie daarna. Vader, baie dankie, ek loof en prys die naam. Dankie soos ons nou gesing het, you'll never let us down. Vader, mag ons leer om te rejoice. Maak nie saak wat ons situasie is nie. Maak nie saak of iemand siek is nie, of ek siek is nie. Maak nie saak wat sy finansiële uitdagings ons het dalk nie. Maak nie saak wat nie. Laat ons leer om U te, wat is die mooiste woord te kan kry? Om U te loof en te prys. Maak nie saak wat nie. Dat ons dit kan doen. Laat ons soos Paulus in 'n middernagtelike uur, in 'n tronk, gaan dalk doodgemaak word môre, maar vanaand kan ons U naam groot maak. En U het vir hulle die kettinge oopgebreek van die deure, die boeye van hulle voete af, en hulle het geleef. Ons eer U naam. Amen. Ek wil julle bemoedig vandag. Ek weet van julle gaan deur tye wat nie lekker is nie. Of dit nou 'n ma is wat siek is, of dit nou finansies is, of jy siek is, of wat ook al. Loof die Here. Ek luister vanoggend, ek was so moedig, ek sê vir Lisa, ek sit vir julle stuur. Otto Koning, wat Pineapple Story gemaak het, hy het 'n teaching, rejoice always, en hy gebruik 3 voorbeelde wat hy by die dood amper omgedraai het met die inboorlinge wat hy bedien het. En die Here, en hy vra vir die Here, wat doen ek in die situasie? Hy sê, rejoice. Jy voel nie soos rejoice nie. Jy wil huil, jy wil moan en jy wil kla. Maar rejoice. Rejoice, en laat dit 'n les vir ons almal wees. Rejoice. Julle, dis tydelike goed wat ons deurgaan, ons almal. 1 Petrus 5 vers 7 sê, moet oor niks besorg wees nie. Vers 8 sê, jy moet waaksaam wees, die duiwel loop rond. Maar vers 8 sê, of 9 sê, wat vir my die beste is, weet, dit wat jou oorkom gebeur met jou boeties en sissies reg oor die wêreld. Jy is nie die eerste persoon wat siek word nie. Jy is nie die eerste persoon wat deur 'n finansiële krisis gaan nie. Ook nie die laaste een nie. En Otto Koning sê daar nogal mooi dinge. Hy sê, bewaar jou swaar tye, want dit is vir jou om te groei. As ons nie deur swaar goed en deur moeilike goed gaan nie, kan ons nie groei nie, het jy dit geweet? As dit net heeltyd honkie-dorie, ek wil graag hê dit met heeltyd honkie-dorie gaan, wil jy nie hê nie? Ek wil heeltyd hê dit met honkie-dorie gaan, maar dan groei ons nie. En raai wat? God sit ons deur 'n skool. Want dis die lewe, hoor, ons is nie gevrywaar van niks nie. Dis die lewe. Ons gaan leer om vergenoeg te wees met ons finansiële posisie wat ons dalk in is. Ons huwelik, ons gesondheid. Ja, ek het nogal baie by daai ou oom geleer van ek nou eintlik die teaching in Zimbabwe uitgegrou het vir iemand anders, en ek gedink hy het dit nodig, minta met ek het toe nodig gehad. En hy God's Great School ook, baie goed om na te luister. Men, jy kan met jou teologie, ons kan met ons teologie doen wat ons wil, hierdie ouwe 30, 40 jaar, behind enemy lines in oerwoude, saam met sy vrou en kinders daar groot gemaak, hulle allemaal amper in die dood afgestaan met siektes, het hy deur hierdie goed gegaan. So ons kan allemaal sê, ja maar, onthou nou God, hey, tot jy nie 30, 40 jaar in die oerwoud bedien het, dan weet ek nie of ons kan saam praat nie.
En hy het gesê, jy sal deur 'n grade school gaan, God sal jou gradueer, en kom met jou toetse deur. Rejoice in jou toets. Want God berei ons voor vir die ewigheid, né? Nie vir nou nie. Ja, en nou met ons, maak nie saak wat jy deurgaan nie. Hoe gaan dit met jou? Nee man. Maar meantime, hy trane is so vlak. So vlak, jy kan sommer sien in die oor, het gaan nou om, nee, het gaan goed. Nee, baie keer as ek mense bedien, dan hoor ek, is dit al probleme wat jy het, jy moet 'n bietjie na my huis toe kom. Nee, gisterand moes ek, as is nou hierso, ek wou nie hier wees gisterand, ons is maar by Bridge Builders, want my seun, hy is nou 'n appie, né? Elektries appie, so hy doen nou al die vuilwerk, en ek wil nie, hy moet die vuilwerk doen, my moet, dis hoe hy leer, né? Ek moes daai tyd my goed doen, gelukkig my ma het nie die helfte geweet wat ek alles deurgegaan het, nie. Daar was nie WhatsApp en foto's nie, sy het my nooit by die tikkieboks in die hande gekry nie. Maar nou ry hulle gisterand van ander kant Vryburg af, in die aand, hulle sou al vroeër gery het, want, maar die werk het nie klaar gekry nie. En nou, jy het dit in my kop, sê jy Satan, nee, vanaand massiewe ongeluk, of wat ook al. Nou, hulle ry achter op 'n oop bakkie, daai klomp appies, nee. Nee, al die pad vanaf. En dan sê ek hier, nee wat, ons rejoice, ons gaan net aan, gisterand 7 uur veilig by die huis, prys die Here, en hy verjaar vandag. Sê die Satan vir my, hy gaan nie sy 19e verjaarsdag sien nie. Nee? Ja, prys die Here. So ons almal gaan deur goed. Ons almal is geworried, ons moenie wees nie, maar ons is, nee? Maar dan rejoice ons sit ons gesiggies aan. Hoe gaan dit? Nee maar goed man, lekker nee maar die kerk loop oop. So baie uitdagings by die kerk. Ja, maar ons kan altyd rejoice. Kom ons gaan na Judas toe. Ons sit Judas, maar ek sit dit ook Juda, want die Engelse Bybel is the Book of Jude. Nee, hy het homself Juda genoem, hy was dalk skaam vir sy naam Judas. Want dit het nie 'n goeie konnotasie nie, nee. Dit het die konnotasie van Judas, die Iskariot. So, hy het homself Juda genoem, en interessant soos ek sê, Heilige Gees sal dan nou vir ons die boek net voor Openbaring, die boek Judas, of Juda laat noem, om te praat wanneer die hele boek gaan oor die afvalligheid van die kerk, en die afvalliges, die apostasia, is die Griekse woord. Ons moet weet, dat ek en jy is nou 2000 jaar in kerkgeskiedenis, nie Bybelgeskiedenis nie, die kerk se geskiedenis, en is vrot van afvalligheid. Want die Satan gaan nie die kerk uitlos nie, luister die kerk is die spiese punt. Ons het 'n teenstander, hy gaan die Bybel verskeur, hy gaan die kerk verskeur. Mense sê Satan se mag is gebreek by die kruis, hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Die grootste mag wat die Satan het, en krag wat die Satan het, is om vir jou te lieg. En ons almal val daarvoor. Want as ons nie weet hoe die geveg werk nie, sê nee wat, Satan is onder my voete, ons loop as dit. Hy kan met een wille gedagte vanaand in jou drome kom, en dan vou jy sy R20 se toksakkie volgende dag. En hy sal dit so maak dat jy dink is jou gedagtes. Dis hoekom ons moet nigter en waaksaam wees, want ons teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. Jy kan maar vat in alles wat al gebeur het in die wêreld. Elke tragedie, alles begin hier. Begin hier. Ouens wat in 'n skool instap met 'n vuurwapens daar in Amerika en kinders begin skiet. Dit het hier begin, Satan het hier begin. Hier. Ek het probeer die klip kry hierdie week van Duivelsdorp waar die kapelaan van die polisie sê, hierdie kerke en satanisme is maar net 'n klomp gemors en ek weet nie wat alles nie. Daar het dit in Duivelsdorp toe nou reg gekry, dat die kerk die skuld kry, en daai vrou, hulle het dit nou gedoen, en Satan bestaan nie. Die diefstal, slag en verwoes, en hy kry nooit die skuld nie. 'n Vrou het reg gekry, om 'n kerk, 'n klomp mense in 'n kerk te draai, deur vir hulle stories te vertel, en dan, o ja, en hulle het moorde gepleeg.
Satan gebruik mense, hulle gebruik mense koppe. Nou sê ons, nee, Satan, ons die kerk is oor sy, maar is dit so? Tot iemand in jou familie iets oorkom, dan sien ons waartoe gaan jou gedagtes. Dis hoekom ons moet alles wat ons het vir die Here gee. Ons kinders, ons kleinkinders. Ek het nog nie kleinkinders nie, maar ek hoor, dis die kroon. Ek kan nog nie saam praat nie. Maar almal wat kleinkinders het, daar het Liesel nou 'n kleinkind, dit is amper liewer vir die kleinkind hoor ek as jou eie kinders. Want hulle het nou groot geword en hulle kuier nie meer so baie nie. So die kleinkinders is nou die kroon, lyk dit my. En imagine in daai gedagte, hierdie kind iets moet oorkom. Breek daai gedagte. Staan teen daai gedagte. Want dis hoe jy jou kan breek, né? Meeste ouens breek voor dit gebeur. Voordat dit gebeur. Een ou het 'n ding gesê, maar ek gaan dit nou miskwoteer. Hy het gesê die grootste probleme wat hy gehad het, het nooit gebeur nie. Verstaan jy? Want jy dink net daaraan. As dit moet, dit het nooit gebeur nie. Maar jou kop sê, en die Satan, hy wag, hoe gaan hierdie persoon nou reageer? Dis sy taktiek, dis al taktiek wat hy het. En ongelukkig val mense vir dit, en ongelukkig neem mense nie hulle gedagtes gevangen nie. Hulle gaan vir die verslawing, hulle gaan vir die depressie, hulle gaan vir die swaarmoedigheid, hulle gaan vir die haat, bitterheid, onvergifnis. Daai ou wat nou hierdie week doodgeskiet is in die Oos-Kaap, hy het in sy kop gehad, 'n vervolgingswaansin, en hy het 4 wapens bymekaar gemaak. Hy het die ander boere in die area geterroriseer en gesê hulle werk saam met die regering. En al die tipe goed. En hulle moes hom gaan doodskiet op sy plaas. Hy het die oorlog in sy eie kop geveg. Nou sê hy is 'n skitsofreen. Ja, maar dit is skitsofrenie. Skitsofrenie is hier. Dis hier. Dis demonic. Maar kan ons nou asseblief hier uitkom? Julle val nou my so in die rede hierso. Okay, struktuur en uitleg van die, ek het nou al so ingegaan met my intro, ek gaan nie hierby kan uitkom nie. Julle ken die struktuur en uitleg, en dan hoekom ons dit die boek Judas noem? Judas 1 vers 1, Judas 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep in God die Vader geheilig of Jesus bewaar is. Judas, sinoniem met die afvallige Judas Iskariot, afvalligheid, verraaier en verraad. Diensknegt weet ons beteken doulos, soos sy broer Jakobus, hy sê nie, ek is Judas Jesus se boetie nie, ek is 'n diensknegt van God. Dis wie ek is. Jakobus 1 vers 1, Jakobus, 'n diensknegt van God, nie Jakobus die boetie van Jesus nie, 'n diensknegt. Galasiërs 1 vers 19, en ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van Jesus, dan ook daar Markus 6 vers 3, is hy nie die timmerman nie, hy praat nou van Jesus, die seun van Maria, en die broer van Jakobus, en Joses, en Judas, en Simon nie, so dis die Judas, wat Jesus se broer is, alle teoloë is eens daaroor, teoloog. Johannes 7 vers 5, want ook sy broers het nie in hom geglo nie, so sy broers het nie in hom geglo nie tot na die kruis. Meeste van hulle was in die upper room, saam met Maria, in Handelinge 1. Maria moes ook wag vir die dooping met die Heilige Gees en vuur. Al was sy die ma van Jesus. Nou aanbid mense Maria meer amper as Jesus, maar sy moes ook wag vir die dooping met die Heilige Gees. Jy wil nie Maria aanbid nie. Jy kan haar nie aanbid nie, sy is 'n gewone vrou gewees. Alright. Judas 1 vers 9, dis ons skrif wat ons nou moet doen. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. Hieruit moet ons baie leer vandag. Kom ons hersien dit, vers 8, die vorige vers, die 3 kenmerke van vals leraars, hulle verontreinig die vlees, daarmee het ons nou laasweek gesê, hulle is self in sekere misdade betrokke. Hulle verwerp gesag, dis vir my die grootste een. It's unteachable. Unteachable. En dan laster heerlike wesens. Jy moenie laster teen die geesteswêreld nie, want die geesteswêreld kan jou vinnig sais maak. Moenie laster. Ag, jy weet, hierdie ouens sien ook 'n duiwel agter elke boom, daar is 'n duiwel agter elke boom, kan ek dit vir jou vertel. Daar is.
Die geestesrelm, nee, is meer werklik as hier. Hierdie is so tydelik soos gister. Gister kan jy nooit weer terugkry nie, nooit weer nie, maar die geesteswêreld is buite tyd, net waar ons dit nie kan sien nie. Maar dit is daar, en dit bly dieselfde daar. Ek en jy beweeg na die einde toe, in ons eie lewens en die van die kerk. En nou, nadat ons hier uitstap, is hierdie ook verby. Besef dit. Maar die geesteswêreld is daar. En ek en jy het 'n mission om te staan. Alright. 'n merkwaardige gebeurtenis. Hierdie gebeurtenis word nêrens volledig in die Ou Testament beskryf nie. Judas openbaar hier besonderhede wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Jy lees nêrens van dit in die Bybel nie. In die Ou Testament nie. Jy het geweet. Ons weet uit Deuteronomium 34 dat Moses gesterf het en dat God hom begrawe het. Waar weet ons nie? Ons kan spekuleer. Niemand weet waar sy graf is nie. Judas vertel nou dat daar 'n geestelike stryd oor Moses se liggaam plaasvind. Interessant dat min preke gepreek word oor die gebeurtenis. Hoeveel preke het jy al gehoor oor dit? Baie min, né? Titus 3 vers 1. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie. Niemand nie. Nie die Satan nie. Ek het nie respek vir die Satan nie. Verstaan nie? Maar ek belaster nie goed wat ek nie in my eie krag kan veg nie. Verstaan nie? Net deur die krag van Jesus Christus, Heilige Gees, het ek en jy die autoriteit oor een demoontjie. Jy in jou eie krag kan nie eens een fight nie. Het jy dit geweet? Weet dit. Weet dit. Hy is as jy size maak met 'n leuen, nee. Jy sal nie eens weet dis 'n leuen wat jy glo nie. Dis al wat hulle kan doen, hulle kan jou bedrieg en vir jou lieg. En hoeveel van ons het nie al geval vir dit nie? Dan lees ek net 'n voorbeeld gebruik. Oom Een is nou siek, hy is nou uiteindelik by die huis. Maar wat dink 'n mens terwyl jou man by die hospitaal is, jy kan nie by hom wees nie? Wat gaan deur 'n ou se kop? Nee? As jy nie jouself heeltyd in die Here positief hou nie, kan jy gaan, wonder of die testamente reg is. Dit is wat mens dink. Mens belaster nie, mens vra vir die Here, Here dankie, dat U my sy nou, my sanity vir my hou. Nee? En as jy met jou gedagtes laat gaan oor jou kleinkinders, Michelle, waar gaan jy dink? Jy kan nie daar gaan nie. Jy kan nie daar gaan nie. Ja, en sê nou maar iets gebeur, nog erger. Ons het al hoeveel tragedie in die kerk gehad. Net in die rukkie wat ek hier was, van mense wat geliefdes verloor het. Het is verskriklik. Om dan positief te bly in jouself, in die Here te hou, kan net die Here wees wat jy daar hou. Net die Here. Ons moet niemand belaster nie, nie strydlustig wees nie, vriendelik wees, en aan alle mense alle sagmoedigheid bewys. Daai is baie goeie tips hoor, om jou kop reg te hou. Alright. Ander nuwe in hakies openbaring, ek weet nie of jy mooi kan sien daar nie, hier agter, ek het dit nou, hierdie ou het vir my, hierdie program het my so mooi uitgegooi, dat ek het self nie kan lees nie, maar kom ons kyk gou. In Judas, Henog se profesie in vers 14 en 15 staan nêrens anders in die Bybel. Alright. Petrus, Noag die prediker van geregtigheid, 2 Petrus 2 vers 5, Noag gepreek ook. Dit staan nie in Genesis nie. Ons lees nie daarvan nie. Jy lees dit net in Petrus. Paulus, woorde van Jesus nie opgeteken in die evangelie nie, Handelinge 20 vers 35, dis saliger om te gee as om te ontvang. Dit klink asof Jesus dit baie sê, maar dis, Paulus noem dit hier, dit staan nie in Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie. 2 Timoteus 3 vers 8, gee hy die name van die Farao se 2 waarsêers, wat nie in die Ou Testament staan nie, wat is hulle name? Jannes en Jambres. Alright, en dit staan nie in die Ou Testament nie. Maar Paulus gee dit in die Nuwe Testament. Baie interessant, né? Good. Jakobus, jene, en ek wou nou sê, hoekom is daai enetjie oop daar? Dit is Stefanus, het klomp goed gesê, ekskuus, ek weet nie hoekom het hom uitgegooi nie, wat jy in Handelinge 7 lees, wat jy nêrens in die Bybel verder lees nie.
Nee, en ek kan vir jou 'n hele paar opnoem daar. Maar Jakobus, Elia wat bid dat die reën moet stop vir 3 jaar, 1 Konings 17 vers 1 en 1 Konings 18 vers 1. Moet nie die droogte tydens koning Agab se heerskappy misgis met die gebede van die profeet nie. Dit staan nêrens in 1 en 2 Konings dat hy gebid het dat dit moet reën nie. Dit staan net daar. Alright. Good. En dan sal ek dit bysit. Ek sal dit maar net vir jou stuur, Lisa, van Stefanus voor hy gestenig is, het klomp waarhede gegee wat jy nie in die Ou Testament lees nie. Alright. Good. Michael die aartsengel. Michael of Mikael in Hebreeus, who is like unto God? Wie is soos God, is wat sy naam beteken. Teenoor Satan, die teenstander. Dis sy naam. Satan se naam is the adversary, die teenstander. Michael se naam is wie is soos God. En Satan se naam is, dit beteken, Satan beteken teenstander, our adversary. Hy is een wat jou teenstaan. Hy en sy legioene. En hulle is mooi in orde, hoor. Kragte, magte. Hulle is nie die mekaar soos ons nie. Ons is die mekaar, die kerk is die mekaar. Elke ou doen wat hy wil. Nie hulle nie, hulle is so. En as hulle nie kan size maak met die kleintjies en dan begin hulle jou na die volgendes toe vat, sodat hulle jou lewe wil vernietig. Hier. Interessant, né? Dit is nie meer bang te maak, dit is om jou wakker te maak, paraat te maak. So, hoe gaan jy die Satan wen? Met watse graad? 'n ruggraat. Is al hoe jy die Satan gaan wen. So jy gaan deur moeilike goed om 'n ruggraat te kry. Want al jou teologie kan jou nie help in die dag van nood nie. Net dit wat jy al deurgegaan het en gesê het, maar ek het God verheerlik toe ek niks gehad het nie. Ek sal God verheerlik selfs in hierdie situasie. Hy het my deur dit gehelp, hy sal my deur die ook help. Luister dit, dis die lewe. Dis hoe dit is. Dis nie 'n prosperity gospel nie. Prosperity is dat ek hier deur kan gaan en almal is nog veilig. Dis prosperity. En dis goed as jy finansiëel geseënd is, no problem. Maar prosperity is dat my 2 pragtige dogters God se weer groot word en mans van God ontmoet. Dis prosperity. Ontmoet nie 'n man wat haar oog so blou slaan nie. Dis nie prosperity nie. Dis nie lekker nie. Alright. Good. Daniel 10 vers 12, kom ons hoor wat lees ons van hom hier so. Toe sê hy vir my, die engel nou vir Daniel, wees nie bevrees nie Daniel, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te vermoedig, toe het hy die 21 dae Daniel vas eers gedoen. Nie in Daniel 1, wat hy die 10 dae groente en vrugte geëet en die ouens misgis daai Daniel vas, want hierdie 21 Daniel vas, het hy geen smaaklike kos geëet nie, en hy was in sak en as. Dis die 21 dae Daniel vas, actually. Ek kap altyd die mense sê, ons 21 dae Daniel vas het ons groente en vrugte en net water gedrink. Nee, is eintlik daai is 'n 10 dae een. Prys die Here. Daai 21 dae water en groente en vrugte, ek klammer, ek gaan dit nie weer doen nie, tensy die Here in 'n beeld aan my verskyn. Ek doen dit al van 2009 af. Ek het net gesê ek klam met daai een. Ek is nie meer lus vir hom nie. Ek vat eerder 'n korter, meer aggressiewe een voordat ek 21 dae op water in. Daniel het reg gekry vir 10 dae, maar hier het hy 21 dae gedoen in sak en as en geen smaaklik kos nie. Is amper hy het niks geëet nie. Niks geen smaaklik nie. 'n Piesang is nog smaaklik, né? Is nie vir, maar vir jou nie, Gerda, vir my is dit lekker. Ek hou tot van die nuwe Weet-Bix banana flavor. 'n banana melkie is my gunsteling. Alright. Nee, ek like 'n banana. My dogter eet ook nie banana nie. Alright. Voilà. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, wie soos God, een van die vernaamste vorste, ek is nou Gabriel wat my praat hier, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van die Perse, van Perse. En luister die, net daarna het Michael toe teen die vors van, wie beklei? Griekenland. Hoekom? Volgende koninkryk. Onthou die beeld van Nebukadneser? Eers die Assiriërs, Meders, Perse, toe die Grieke,
toe die Romeine, ek wonder wie is die vors van Suid-Afrika? Van Afrika, nee? Wie is die vors van Amerika? Alright, maar God het ons krag gegee oor die magte, is nie meer soos die Ou Testament nie, hoor. Maar pas op, voor jy daai magte en kragte aanvat in jou eie wil, hoor eers by God of jy dit moet doen. Ek het al 'n ou gesien wat het in sy eie krag gedoen het, dit is nie goed uitgedraai nie, in hierdie einste dorp. Ons het daai aand gesê, ons het deur 'n denominasiekerk genome praise and worship aan te hou, dit was hier 2010, 2011, en ons sê vir die worship band, julle luister nou hierso, hierdie mense verstaan nie hierdie goeders nie, ons gaan ook nie goed bind en bestraaf wat die Here nie gesê, hy het gesê ons moet worship, dis wat God gesê het, ons moet worship, en daai aand is mooi, almal worship, van hierdie denominasie ouens handjies is amper in die lug, en toe gaan staan in hierdie perd en sê, en dan nou, te wil die drom so slaan, hè, bind ons sommer dit, en ons bind dat, en goed, daar uit dodelik siek geword, en natuurlik is ons nooit weer teruggenooi deur daai kerk nie, daar het ons 'n deur gekry om in te gaan, ons moet nie goed doen wat ons nie gesê is om te doen nie, alright, ons het die autoriteit oor dit, verseker, maar dan begin jy mooi bid, en jy vas, en jy hoor wat jy moet doen, saam met 'n paar boetas wat jou help hoor, want jy kan niks trust wat in jou eie kop aangaan nie, onthou dit, veral nie by die goed nie, alright, Efesiërs 6:12, hoor hierso, want ons worstelstryd is nie, selfs in die Nuwe Testament, ons worstelstryd, dit waarmee jy opstaan, sê net maar jy het kom ons dink aan 'n voorbeeld, sê net jy het 'n vrees oor, jy weet nie waar jy môre gaan kos op die tafel sit nie, dis 'n worstelstryd, daai ma lê seker heel aand wakker, dis 'n worstelstryd, waar is dit 'n worstelstryd? Hier, jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Alright, dis ons worstelstryd. Elke dorp, elke area het 'n sterk man. Nee? En elke, is gisterand, dit was Dr. Conroy, hy het my nie weer herinner aan iets, want Elsie gaan Redemptive Gifts doen, en sy noem het net in die Redemptive Gifts. Sy gaan nie daarop in nie. Maar elke dorp het 'n Redemptive Gift. So Carlton wil sy Redemptive Gift is wat? Om te kan gee. Hoeveel het jy die dorp nie gegee nie? Goud. Weet nie wat nie. Carlton Hoërskool was een van die beste hoërskole in Johannesburg. Die grootste ook. Toe my skoonpa nog altyd onderwyser was in die 70s en 80s. En wat is dit vandag? So die Redemptive Gift word gesteel. Verstaan jy? Wat is potsin, dink julle? Om mense education te gee. Nee? Maar dit word ook gedistort. Nou dink ouens met my education kan ek doen. Nee. Alright. Openbaring 12:7. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael, en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Prys die Here, ons moet dit altyd onthou as Christene, en die groot draak is neergewerp, ongelukkig vir ons, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die, ja maar onthou nou net, Satan was nie, nee, hier staan die duiwel en Satan, dis wie hy is. Alright, baie ouens sê nee, Satan bestaan nie, daar is adversaries, maar daar is nie 'n fisies, nee, die duiwel en Satan, dis sy naam, alright, hy is die duiwel, en as jy 'n bietjie misgis het, Satan ook. Alright, moet nie mense vir jou jok nie, teoloog vir jou kom sê, ja, maar onthou, Satan is eintlik maar net 'n naam van die teenstander, nee, die duiwel en Satan, en sy naam was eers Lucifer, so plain Jane soos wat jy kan kry, staan van die Bybel af, van Genesis tot Openbaring, lees dit so, wat die hele wêreld verlei, wegtrek van die waarheid af. Hy is neergewerp op die aarde, heen en weer, het hy ons maar aangekla in die hemel, ons het nog 'n gap gehad, dankie, hy is nou in die hemel besig om aan te kla, nou kan ek aangaan. Nee, hy is heeltyd hier, alright, en sy engele is saam met hom neergewerp. Dis nou nie die klomp wat ons van gepraat het, wat vasgebind is nie. Onthou julle, hoekom is hulle vasgebind? Hulle die natuurlike orde oortree van God, en toe gemeenskap met die vrouens gehad. En dis hoe, vir ons 'n voorbeeld, dat ons nie teen God se orde moet gaan nie. Onthou julle, dis waar dit gegaan het. Alright, en sy engele saam met hom, Daniël 10:21, nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid, en daar is nie een
wat hom saam met my dapper gedra het teen hulle nie, behalwe julle vors Michael. So Michael kan ons daarvan aflei, is die vors en die engel vir Israel. Baie interessant, né? Julle vors Michael. Kan aflei is een van die hoofgevegsengele en ook die engel wat veg vir Israel. So Israel wat nou omsingel is deur sy vyande, wie is die vors wat keer daai landjie so groot soos die wil hy nie gewipe word nie. Michael, God natuurlik, maar hy gebruik die engel Michael teen die ander vorste wat teen hom kom. Iranse vors staan nou weer teen hom, Persië. Nee, Turkye sin staan teen hom. Syrië sin staan teen Israel. Ek en jy moet weet, elke fisiese geveg is daar in die geestelike realm 'n groter geveg. Daar's in die geestelike realm 'n geveg vir kwaad en wil om hierdie plek plat te maak. Crime moet seevier, potholes, die sewage moet loop in die strate, kinders moet dwelms gebruik, dis wat hierdie vors wil hê. Wat staan hom te? Die eenheid in die kerk. En nou wat doen die vyand? Hy bring disunity in die kerk, die kerk nie kan staan nie. Pray vir kwaad en wil. Nee, ek gaan nie, ons bid sommer net by ons eie kerk, jy het klaar verloor. Jy het klaar verloor, want God sê, wat 2 of 3 kan saamstem. God wil hê sy kerk moet saamstem. God sê, dit is julle fight. En nou maak ons dit nie ons fight. Want ek het nou offense gevat met Mike of met iemand. Ek noem maar Mike sy naam, hy is gewoon, want hy is dit wil vir jou vir ons lei. Ons moet saam staan. Dis hoe ons geveg werk. Waarom was Moses se liggaam belangrik? Hier is nou baie interessant en ek is nog net 20 minute oor. Kan jy dit oor vertel? Julle praat so baie, ek kry nie kans nie. Waarom was Moses se liggaam belangrik? Die skrif gee nie 'n definitiewe antwoord nie. Daar's egter moontlike verklaringe. As Israel Moses se graf geken het, kon dit maklik 'n plek van afgoderry geword het, aanbidding, né? Ek was al die eerste keer toe ek in Israel was, by die graf van Samuel. Julle was nog nie op een van die ander toere daar nie. Ek was nog net daai een keer daar. Jy kan nie glo waar daai plek aanbid nie. Samuel se graf. Hè? Alright. 2 Konings 18:4. En uit die hoogtes, hier's 'n voorbeeld van aanbidding, hoe hulle net die koperslang aanbid het. Wat God gebruik het, mos in die woestyn, daar in Numeri 21 vers 98, hulle was deur slange gepik, toe sê hy vir Moses, rig hierdie koperslang op, as jy kyk vir die slang, dan sal die gif geneutraliseer word, jy sal nie doodgaan nie, en toe wat gaan staan die Jode, 'n paar honderd jaar later, kom ons weer by die slang af, in 2 Konings 18:4, hy het die hoogtes, hierdie koning, ek dink is Hiskia, hy het die hoogtes afgeskaf, en die klippilare verbreek, en die heilige boomstamme omgekap, en die koperslang van wat Moses gemaak het, hierso kom hy nou weer, stikkend gestamp, omdat die kinders van Israel tot op daardie dag daarvoor offerrook laat opgaan het, en hy het Nehushtan genoem. Nehushtan beteken a thing made of brass. 'n ding. Toe breek hy die ding. Want hulle die ding aanbid. Imagine nou Moses se graf was daar. God, jy sê nie aanbid hierdie ding nie, maar jy aanbid hom tog. Jy het vir Moses so kragtig. Moses is verby nou. Is verby nou. Toe hy vir Joshua sê, vir Joshua, die Here knip gou-gou situasie kort. Okay, Moses is dood. Okay, Joshua, ons gaan aan met jou. Kan ons nie eens 'n bietjie dit vier, sy dood? Nee, hy is nou dood. Dis 'n nuwe situasie nou, nuwe era. So, kom ons gaan aan. Klaar. Die dag toe die Here die manna ook gestop het, hulle eet vir 40 jaar manna. En toe stop die manna. Nie 'n transisie van, hoorie, kom ons, leer ons nou net eers om vir onsself te kan sorg. Nee, manna stop net. Alright, God, as hy iets stop, en stop hy dit, hoor. Jy kan nog vastklou, jy kan nog probeer, maar is verby. Hoeveel is nou al, hoeveel jaar na 1994? Daar's nog ouens wat vastklou aan hoe dit was. Is verby. Dit het nie gewerk nie. God het die Afrikaner renmeesters gemaak, en toe wat doen hulle dit met dit? Nie baie nice gewees, nie? Tot die kerk het daarmee deelgeneem. Toe stop God alles. Soos het hy vir hierdie regering nou kans gee, en wat doen hulle met dit? Sad to say,
ook nie baie, hulle vat ook nou al die geld en goud vir hulle self en maak hulle eie sakke ryk en sorg nie vir die mense en vir God se mense nie. Nee? En dis dieselfde. Okay, goed. Satan wou moontlik Moses se liggaam gebruik om God se plan te veruitlik. Naamlik Satan wou aanspraak maak op sy liggaam. Dit is een van die redes as gevolg van sonde. Dis die teoloog sê dit ook. Omrede Moses die Egiptenaar doodgeslaan het en by Meriba gestry het teen God deur die rotse slaan in plaas van daarmee te praat. Satan kon argumenteer dat Moses aan die dood en dis aan hom behoort. Ek stem nie baie saam met die een nie, maar ek sê dit net vir julle want dis wat sekere teoloë sê, of die eerste een dat hulle Moses se graf dan nou, dit is vir my 'n moontlikheid. Maar die derde een wat ek nou gaan noem is waarna en ek sê nie dis hoe jy moet glo nie, maar dit is wat vir my die beste is van alles en ons gaan 'n bietjie daarop ingaan. Moses sou later saam met Elia op die berg van verheerliking verskyn in Matteus 17. Moses. Sommige teoloë glo dat God was besig om Moses op een of ander manier in 'n verheerlikte staat op te wek en Satan het probeer dis 'n ding wat om die plan te vnyk. Ek het so opgelet dat vnyk wel bestaan, want uit die woord het by my opgekom, hy bestaan en hy word met 'n F gespel, nie met 'n V nie, dat ek probeer verkeerd verspel hierso. Maar vnyk is dan daar. So, Satan weet, hy wil iets met Moses doen. Nee? En Satan probeer nou daai lijk kry. Maar God het die lijk gevat. En hom in 'n verheerlikte staat gesit. Hoekom? Want Moses saam met Elia op die berg verheerliking, en ek gaan vandag vir julle wys, hoekom ek glo Moses is een van die twee getuies. Okay, wat hy gaan gebruik in Openbaring 11. Goed, Michael se houding. Hy glad nie houding gehad nie, moet ek eintlik net sê. Die belangrikste les lê in hierdie vers, nie in Moses se liggaam nie. Ek wil dit net vir julle noem. Dit lê in Michael se optrede. Hoewel Michael een van die magtigste engele, ek het nou net vir julle gewys, is, spreek hy nie uit eie gesag oordeel oor die Satan uit nie. Laat ons dit vir ons 'n les weer. Men hy is die vors van Israel. Hy staan teen al hierdie owerhede, maar hy tree nie sy eie gesag op nie. Ek en jy moet dit weet ook teen die Satan en geestelike oorlogvoering. Dat die kerk se gesag lê in God. Jou gesag lê in God. Hy sê eenvoudig, mag die Here jou bestraf. Selfs 'n aardsengel erken dat finale oordeel aan God behoort. Onthou dit, hoor. Mag dit vir ons almal 'n les wees. 'n Les in nederigheid. En ek sien nie die nederigheid meer in die kerk nie. Veral nie wat met bevryding betref. En geestelike oorlogvoering. Vra vir Liesel en almal wat saam met my bedien. Alle eer in bevryding gaan aan Jesus Christus Heilige Gees. Ek het geleer in hierdie hele paar jaar wat ek nou bevryding doen, staan net uit die pad uit, laat die Heilige Gees die bevryding doen. Nou wil ek sulke dik boeke gaan leer, en is goed om dit te lees, dat jy agtergrond kan kry. Maar jy staan in die pad van mense se bevryding. Moenie, laat die Heilige Gees die bevryding doen. Eendag sê ander vir my, ja, jy sê, ek hoor het jy sê, maar almal is nou nie soos jy nie. Maar jy moet soos ek word, in die opsig van, laat dit vir die Heilige Gees oor. Moet nie soos ek word nie, jy wil nie 'n JC wees nie. Ek bedoel, jy moet Heilige Gees toelaat, om jy bevring. Glo dit, of is jou geloof nie groot genoeg om te dink, die Heilige Gees kan hierdie vrou van skizofrenie losmaak nie? Of dink jy moet dit doen, met jou opleiding? Geen opleiding kan iemand van skizofrenie help nie. Nie 'n pil nie, niks. Daai persoon, ongelukkig, die beste psigiaters, kan hulle nie help nie. Dit is net so, of is daar iemand wat vir my iets anders kan vertel? Al gaan sien jy 'n professor in Nederland, want hierdie ou deel met skizofrenie op 'n nuwe level. Ons moet dalk maar soontoe gaan, want dalk het hy 'n ander pilletjie wat ek onder my tong kan sit. Net God, Jesus Christus, Heilige Gees, kan iemand losmaak van daai demon. Want dis wat dit is. Nee? En ek het my eie oë al gesien, hoe die Here mense losmaak van multiple personality syndromes, en ek weet nie wat nog alles nie. Ek het dit gesien my eie oë. Staan net daar, ek is verbaas. Niks wat ek gesê het, en hier gebind het, en hier vastgetrek het, en hier verduidelik het.
So, 'n ou sit voor jou met skizofrenie, nou wil jy hom reg verduidelik. Of nee, ons moet 'n Skype hê met hierdie ou in Amerika, want die ou weet hoe ons hierdie ou nou deur wat se prosesse ons moet opsit. Jy kan verby al daai gaan. Jy hoef nie die R200 in te samel nie. Jy kan vir Heilige Gees vra en hy kan dit net so doen. Ek moes dit leer, die Here my op my mond slaan en vir my sê, dink jy nie, ek kan iemand losmaak van dit nie. Here, ek het regtig gedink, jy kan nie, ek gedog, jy gaan eers hierdie opleiding moet gaan, vergewe my. Regtig, dis wat ons begin dink in die kerk, nee? Ek dink, as ek nou by hierdie ministry gaan opleiding kry, en is niks fout daarmee nie. En as ek dit nie op hierdie manier doen nie, ek moet hierdie persoon deur hierdie prosesse vat. Dis wat my kwaad maak van bevryding. En ek het al daai goed, ek moet nie te kwaad raak, want ek het al daai goed self gedoen. Maar ek het gelukkig met God se uniekheid, wat hy in my kop ingesit het, deur omdat ek stadig leer, het hy my gewys, hoorie, ek kan dit doen, wow, haal jou hande af. Bring die persoon moet by 'n plek kom, wat hulle jou kan vertrou, wat hulle na jou toe kom het, actually at least, en dan bid jy vir die persoon. En dan laat die Heilige Gees toe deur die handoplegging, want hy sê ons moet hande op mense lê, nee, laat hy deur jou kan werk en die persoon kan gaan vrymaak. En dan staan jy terug en watch the show. Ek sien dit al hoe meer. En al hoe meer ek God toelaat om dit te doen. Ja, maar ek sien soos jy nie, jy moet dalk so word dalk. Jy moet dalk terugstaan en dat die Here die werk doen. Want dieselfde Heilige Gees wat in my is in jou. Ek sien so special, nie? So as die Here deur my iemand kan help met skizofrenie, kan hy deur jou ook. Jy moet net die guts kry. Ek is dalk te dom om agter te kom, hoor, dit is eintlik 'n groot complicated situation hierdie. Gelukkig weet ek dit nie. Alright, goed. 'n Les in nederigheid. Valse leraars praat vermetel oor geestelike sake. Vermetel, ek wil net 'n ander woord kry, hoor hierso, met ander woorde, op 'n spottende, neerhalende wyse. Hoeveel keer het jy dit al gehoor? Hierdie ouens wat so demone, ek het gehoor, dis 'n kerk in die dorp wat teen ons preek wat bevryding doen. Daar is nie iets soos demone nie. Dis spottend neerhalend op iets wat jy nie vermoed, jy moet, pas op, jy is dalk die een wat bedrieg word, want dis wat hy doen. Hy bedrieg die kerk so dat hy nie bestaan nie. En hy bestaan, maar nie soos die kerk dink nie. Hy bestaan in die geestelike realm, en hy bestaan deur jou gedagtes te gebruik. Dis sy oorlogvoering. Nie deur die dorp met 'n ou met 'n gremering onder sy oë, met bangles en 'n kruis onderste bo om sy nek nie. Daai is warra. Hy kom sort jy sommer uitgegou met 'n klein geesie van selfmoord, wat in jou kop kom en vir jou sê, dis nie meer die moeite werd om aan te gaan nie. Miskien moet ek dalk maar net stop. Hy hoef weer satanis na jou te stuur nie. Of 'n geesie van swaarmoedigheid wat jou in die put van depressie intrek. Dis wat dit doen. Haat, bitterheid, onvergifnis, as ek weet daai. Ek stap sommer in 'n skool en met 'n masjiengeweer. Dis wat hy doen. Hier. Dis hoekom ek en jy moet onsself onderwerp aan die woord van God. Weerstaan die duiwel, en dan sal hy vir wegvlug. Neem elke gedagte gevangene, laat al die skanse in jou kop opgewerp teen die kennis van God afgebreek word, en neem elke gedagte gevangene tot gehoorsaamheid in Christus Jesus. En wanneer jou gehoorsaamheid volkome is, bestraf jy die ongehoorsaamheid. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Daai goed moet ons ken, daai moet jy in jou yskas opplak. Sodra jy daar verbystap, ek moet al weer yskas doen, ek's honger. Dis eintlik nie honger nie, dis nou ek praat vir myself, nee. Lees daar, JC, neem jou gedagtes gevangene, jy kan nie die 7de stukkie melktert eet nie. Jy gaan dik word en 'n hartaanval kry. Verstaan? Maar ek gaan nou na hom kyk nie, is Vrydag aand. Elke aand se Vrydag aand. Ek kan ook soos Joel Osteen 'n boek skryf, every day is a Friday, soos ek eet hierdie week. Nee? Dis maar net 'n bietjie op 'n ligter noot, voor ek myself te ernstig opvat hier. 'n Les in nederigheid, alright. So, hulle praat op 'n spottende, neerhalende wyse oor al die goed. Michael doen die teenoorgestelde.
Hy tree met eerbied en onderworpenheid aan God op. Hieruit leer ons, moenie roekloos oor die geestelike wêreld praat nie. Moenie op eie gesag teen geestelike magte optree nie. Erken altyd God se hoogste gesag. Amen. Ek het 8 minute. Judas 1 vers 10. Ons moet vers 10 gou doen. Maar hierdie mense, hierdie valse leraars, hierdie ouens wat neerhalend, bespottend praat oor die Bybel, hy gebruik nou net vir Michal as voorbeeld, om dit nie te doen nie. Maar hierdie mense, in konteks nou, die ander skrifte, belaster alles wat hulle nie ken nie. Hierdie kerk is 'n sekte. Hulle belaster goed wat hulle nie ken nie. Jy kan dink is 'n sekte, tot jy saam met my bevryding hier agter doen. Dan gaan jy sien, is nie meer 'n sekte nie, is real. Dis real, hoor. Ek het altyd gesmaal toe ek by Duet was, het Annelie, wat sekretaresse, sy het net so langs my kantoor gesit, met haar musiek altyd met haar computer, sulke klaviermusiek en alles, en eendag doen ek bediening, daar's 'n vrou daar en sy manifesteer in 'n verskriklike manifestasie. Ek het nog heinig in my strot uitgeryp. En Annelie hoor dit nie eers nie. Sy is lekker daar. Ek is besig om te veg vir my lewe hierlands, maar ek oordryf nou verskriklik, maar dit het so gevoel. En toe ek uitstap, sê gaan my net lekker aan. Die volgende keer, toe sê ek vir, toe weet ek nou, as daai vrou nou weer kom, ek kon toe nie bevryding, ons kon nie die vrou daai dag vry kry nie. Ek kon nie agter die kap van die Bybel kom nie. En die Here maak haar nie vry nie. Sy manifesteer. Tog, Here, as jy fout by my, nou kom die Satan in die gedagtes, nee. Het ek nie genoeg gevas nie, al die nonsens, nee. Nee, het niks met jou te doen nie. En die volgende keer dat sy kom, sê ek, Annelie, hoor jy so, ek het regtig nodig dat 'n vrou nou saam met my is. Ek het nie regtig nodig nie, maar ek het nodig gehad daai dag. Jesus en hy vrou manifesteer weer daar so hoor. Sy het toe eventueel losgekom met nog 'n paar sessies. Toe kom ons agter die kap van die byl wat sy nog as sprus gedoen het. En maar daai dag toe Annelie sê, so om te sê, JC, wat jy nie alles moet deurgaan nie. Sê ek nou maar net gesien dat jy sien wat hier gebeur. En dis reël, hoor. Jy verlang regtig na jou ouma se gebakte eiertjies en klokkelaan as daai ding manifesteer. Ek sê vir jou sê, en as dit van 'n ander wêreld met jou praat. Jy kan hoor as 'n ander wêreld, dis nie hierdie wêreld nie. So moenie belaster wat jy nie weet nie. Daar bestaan nie sulke goed nie. Ja, jy het nou net nie die guts, nee, om jy geestelike, jy is eerste plek nie gedoop in die Heilige Gees en vuur nie. En dan praat jy oor goed, nee, wat jy nie weet nie. Maar laat ons dit maar doen. En ek sê dit sommer nou vir die ouens wat aanlyn luister en Saterdag Shabbat beskou. Ons sal maar op Saterdag bevryding doen terwyl jy lekker by die huis sit en rus. Ja, wat iemand moet doen. En die kerk word geroep om dit te doen. Almal in die kerk, nie net die pastoor nie. En dis hoekom in hierdie gemeente wil ons almal oplei as jy bereid is om dit te kan doen. Alright, dis ons mission. Good. Maar soos redelose diere op natuurlike wyse. Alles word selfs in die Bybel op natuurlike wyse uitgekruid as leuns of nee in die konteks van die en die milieu van daai. Geen gees betrokke by die skrif van God nie. Die Bybel sê al die letters is dood sonder die gees van God. Nou gaan leer die 7 jaar teologie dooie letters. Geen gees. En daai graad gaan nie help nie. Al wat help is 'n ruggraat. Bietjie guts kry. Get out of the boat into the water. Gaan luister maar weer Tannie Joyce se teaching. Daai het my gehelp, hoor, in my lewe om bietjie uit die boot te klim in die water te loop. Hulle kan nie lelik praat van my Tannie Joyce nie, sy het my baie gehelp. Hier trek Judas die kontras tussen Michal en valsleraars. Michal toon eerbied, onderwerp hom aan God, spreek nie vermetel, neerhalend of verspot en wys, hy doen nie. Want Michal weet, men hy het actually gefight teen hierdie bulle van hulle. Valsleraars praat oor dinge wat hulle nie verstaan nie. Verwerp God se gesag. Nou wil iemand wat God se gesag nie in ag neem nie, praat oor bevryding. In die eerste plek, glo meeste van daai manne en vrouens in daai denominasies, en goed soos evolusie, hulle het geen respek vir God se gesag nie. Hulle het geen respek vir God se woord nie. Geen. Dan wil jy kom praat oor sulke goed. Word deur hulle natuurlike begeertes beheer. Alright.
Die gevaar van geestelike onkunde. Judas wys dat onkunde gevaarlik word wanneer dit met hoogmoed gepaard gaan. Dan speel jy nou in die teenstander, Satan se domein. Ek is die een. Jy weet, ek het nou net 3 teologiese grade en nog die laaste een by Amsterdam verwerf. Ek praat saam met die groot bulle daar, groot goed, en ek kan in Hollands preek. Wow! Ek het al 'n demoon gehad wat met my praat in 'n taal wat ek nie verstaan nie. Dit was nie Hollands nie, kan ek dit vir jou vertel. Daai het my nogal impress. Alright. So impress, ek het bang geword. Alright. Ek lag hy een fliek wat ek kyk, The Pope's Exorcist. Hulle het gesê, Christene mag het kyk, toe gaan kyk ek. Nee. Daai ou sê, hy pluk hy kruis uit. Terwyl hy besig is om die water, heilige water uit te kry, toe sê hy vir die ander katholieke priester, bid so lank in Latyns, dit werk. Nee, wat, sommige Afrikaans is ook reg, kan ek dit vir jou vertel. Ware geestelike wysheid begin altyd met nederigheid, eerbied vir God en gehoorsaamheid aan sy woord. That's that. Daai 3 gee vir jou ruggraat. So Spreuke 9 vers 10 sê, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. En kennis van die Heilige is verstand. Alright. Okay, in Judas 8 tot 10 leer ons dat vals leraars hulle eie ervarings bo die skrif plaas. God se gesag verwerp. Geestelike werklikhede ligtelik hanteer. En uiteindelik deur hulle eie sondige begeertes vernietig word. Daarteenoor leer Michael ons 'n lewe van nederigheid, eerbied en volkome afhanklikheid van God. Volkome afhanklikheid van God. Goed. Toekomsrolle, ek wil gou daarmee klaarmaak, ek het 1 minuut. Toekomsrolle van Moses en Elia. 3 word verwag volgens Johannes 1 vers 19-21, hoor hierso. En dit is die getuienis van Johannes, nou die doper. Toe die Jode uit Jerusalem priesters en vliete gestuur het om hom te vra, wie is u? Eerste vraag. En hy erken en ontken nie, maar erken, ek is nie Christus nie. Alright, so hy is nie Christus nie. Toe vra hulle vir hom, wie is hy dan? Elia? En hy sê, nee, ek is hy. Is hy die profeet? Ons gaan nou hoor, wie is die profeet? Of van wie praat hy? En hy antwoord, nee. So dat is 3. Alright, good. Eerste een, die 3. Die Messias, so hy het gesê, ek is nie die Messias nie. Okay, wat verwag word. Elia, die verwarring ontstaan hier so in Matteus 11:14 en Matteus 17:10, noem Johannes die doper hulle noem Johannes die doper Elia is wat sou kom. Dis waarom baie mense vandag glo nog, Johannes die doper is Elia, nee, hy is soos Elia. Omdat hy in dieselfde gees en krag en profetiese roeping opgetree het as Elia, om die weg vir die Messias te berei, en nie as 'n letterlike reïnkarnasie nie. Baie ons glo hy is 'n letterlike reïnkarnasie, is hy. Hy het in dieselfde gees, krag en goed opgetree, en profeties. Hy was die vervulling van Maleagi se profesie in Maleagi 4 vers 5. Gaan check dit self uit, alright, gaan lees 'n bietjie daaroor. 'n profeet soos Moses, wie is die profeet soos Moses? Daar in Deuteronomium 18:15. 'n profeet uit jou eie midde, dit is nou Moses wat hier profeteer, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek, na hom moet jy luister. Net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here, my God nie langer hoor, en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe die Here vir my gesê, dis goed wat hulle gespreek het. 'n profeet sal ek vir jou verwek, sê die Here nou, uit die midde van hulle broers, soos jy is. Moses, die profeet. En ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê, alles so, 3 goed vra hulle vir hom, is jy die Messias? Nee. Is jy Elia? Nee. Is jy die profeet? Nee. Die profeet is eintlik Jesus, né? Alright, good. Maar Moses gee die profesie. Alright, is net vir interessantheid. Daar op die berg het Moses en Elia aan hom verskyn. So Johannes die doper was nie Moses nie, hy was nie Elia nie, hy was ook nie Jesus nie. Alright, hy was soos 'n Elia. In dieselfde gees. Die 2 onvoltooide bedienings, hoor gegooi.
Moses word vervang deur Joshua, Numeri 7 tot 12 en Exodus 7, dis waar hy gesê het, okay, jou knegt Moses is nou gone, is nou 'n nuwe bedeling. Sommige net so. Elia vervang deur Elisa, daar so, en hy kry 'n dubbele porsie. Elia het 8 wonderwerke gedoen teen Elisa se 16 wonderwerke. Hy het mos gevra vir 'n dubbele porsie. Het jy geweet, ons kan nie vir double portions nights gaan meer in die Nuwe Testament nie. Hoe ek soek 'n dubbele porsie? Nee, dit was in die Ou Testament, jy die volle porsie. Luister nie? Jy die volle porsie. Want God bly nou in jou. In die Ou Testament kon jy nog vra vir 'n double portion. Andrew Womack spot altyd, it's double portion night. Luister nie? Ja, as 'n profetiese aksie kan jy seker doen, maar jy die volle porsie binne in jou. So 'n mooi woord porsie, ons kry dit nie in ander tale nie, stukkie. Jy die volle stukkie. As jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, né? As jy daai hemelse geloof het soos 'n mosterdsaadjie, bonatuurlike geloof. Het jy geweet dat die kleinste in die koninkryk is groter as Johannes die Doper, wat die grootste profeet geag is in God se oë. Die kleinste, al voel jy die nietigste in die Nuwe Testamentiese kerk is die groter as Johannes die Doper. Net so. Awesome, né? Ons moet dit weet, né? Die 2 getuienisse van Openbaring 11. Geestelike aksies gedoen vir die Here. Net soos daai 2 ouens in Openbaring 11, hoor jy. Elia vier die hemel. Wat het ek Jemek deur gebed toegesluit? Het hy die hemel, nie die Jemek nie, die hemel toegesluit vir reën. Moses, water en bloed verander, verskillende tipe pla. Hoekom nie Henog nie? En nie is vir my die beste antwoord. Hy was nie 'n Jood nie. Henog was nie 'n Jood nie. Hulle het eers wanneer Jode geword. Abraham, Isak, Jakob. Jakob se naam het verander in Israel, Jood, prins van God. Uit sy nageslag uit natuurlik, maar van daar af is die 12 stamme. Moses is 'n Jood. Elia is 'n Jood. Die 7 jaar verdrukking gaan oor die uitsort van die Jode, en die 2 Jode kom vir hulle woord gee. Dis hoekom Henog, hy is ook een wat nog nie die dood gesmaak het nie, dit baie ouens reken, dis Elia en Henog. Nee, Elia en Moses, want hulle is Jode, hulle het dieselfde wonderwerke wat in hulle fisiese aardse wonderwerke gebeur het, is in wat gaan gebeur in Openbaring 11. Baie interessant, né? Good. Ja, beteken prins van God. Israeliet, Jood beteken prins van God. Is mooi, né? So, wie is die regte Jode in die Nuwe Testament? Ja, waar staan dit? Romeine 2. Wie is die regte Jode? Julle, wat in die hart besny is, nie fisies nie. Maar God het nog 'n plan met die Jode wat fisies besny is, en hy gaan hulle in die 7 jaar verdrukking uitsorteer. En hy gaan sy 2 getuienisse wat Jode is. Want ek beskou Matteus 17 as 'n personeelvergadering. God het bymekaar gekry. Daar, Lukas 9:31, hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat in Jerusalem sou verbling. Hier bespreek Jesus sy kruisdood aan Elia en Moses. Sy lyde en groot, 1 Petrus 1:10, aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir hulle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter en hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeer is om te sien. So daar is 'n personeelvergadering gewees, en hulle het onder andere gepraat oor Jesus se kruisiging. Right. Die tweede ding, sy tweede koms het hulle ook oor gepraat, en hulle het gepraat oor sy kruisdood, sy lyding, tweedens het hulle oor gepraat, en derdens het hulle gepraat oor sy tweede koms, en 2 Petrus 1:15, Petrus, wat ook op die berg was, en ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou.
Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Onthou jy, hy het mos so verheerlik geraak op die berg. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterlike hemel gekom het. Onthou jy, daar het mos 'n stem uit die hemel uitgekom, daar op die berg. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met hom op die heilige berg was. Mooi daai, né? Die personeelvergadering wat plaasgevind het tussen God en Elia en Moses, wat dan vir die Jode in die 7 jaar verdrukking as 2 getuies gaan kom. En hulle gaan getuig teen die Jode, sodat die Jode hulle knie kan buig. Henog kan nie vir hulle getuig nie, want hy is nie 'n Jood nie. God doen alles met orde en autoriteit. Is dit nie mooi nie? So, in kort, eintlik daai hele 2 verse se boodskap gaan oor, wees nederig. Laat Michael vir jou voorbeeld wees. Moenie soos die vals profete wees. Onthou, die hele boek gaan oor vals profete. Moenie soos vals profete wees wat geen nederigheid het nie. Hulle praat van God so goed asof dit net nie bestaan nie. Daai owerhede, magtekragte, hulle verduidelik dit heeltemal iets anders. Daar is nie sulke goed nie, man. Daar is geen nederigheid in dit nie. Daar is geen respek vir God se woord nie. As God vir jou sê, jou teenstander is die duiwel, het God gesê, deur die mond van Petrus, jou teenstander is die duiwel. Nou sê teoloog, nee, daar is nie sulke goed nie, man. Dis nonsens julle, daar is sulke goed. En hoe moet ek vir jou verduidelik, hoe gaan hy vir jou science maak? Hier. Dis hoekom jy jouself moet submit aan die woord van God, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. En dis 'n les vir my ook, ek staan nie voor en ek gaan ook deur omstandighede. Ek moet myself ook submit aan die woord van God. Ek moet ook die duiwel teenstaan. Gisterand net 'n voorbeeld vir julle genoem. Terwyl ek hier staan, terwyl Mike sit en staan en praat daar, dan dink ek aan, is my seun al veilig? Is hy dit? Jy dink aan, jou ou bloetjie is agter op 'n oop bakkie. Verstaan jy? Ja, dis lelike paai daar. Ek het al gery daar Vryburg, daai plekke toe. Dis nag. Jy wil nie, jy ry donkies dood en beeste daar. En as jy op 'n oop bakkie is, jy mag nie eers nie. Jy mag nie eers nie. Ja, is by in Afrika, dis nou maar so. Maar gelukkig het my maale nie die helfte van die goed geweet toe ek sy ouderdom was nie. Maar my ma het in elk geval nie geslaap nie. Alright. Is dit interessant of is dit nie interessant nie? Interessant hierdie goed, nie? Maar laat dit vir ons 'n les wees. Dis ons almal se tragedie gewees waar ons vandaan kom. Ons het geluister wat ander mense vir ons sê, want hulle is ons nou geleerd en ons nie, maar God soek 'n persoonlike verhouding met ons elkeen. Awesomeness, en ons almal moet 'n ruggraat kry, mans en vrouens. Gewoonlik is vrouens sin baie sterker as mans sin. Seker. Ja. Dis hoekom die vrouens dan die atmosfeer moet sit by die huis. Want as mamma negatief is, dan vou papa se R20 se toksak. Jy weet daar's nie 'n kans nie. Maar as jou vrou kom en sê daar's 'n kans, dan jy ook sommer moet. Nee? Dit is net so. Vader, baie dankie vir vanoggend. Mag U die naprediker wees van hierdie woord. Ons eer U naam en ons loof U naam vanoggend. Dit gaan alles net oor U. U is die eerste, die laaste, die een wat is, wat was tot in alle ewigheid. Dankie vir U woord, dankie dat U woord eenvoudig is, dat gewone mense soos ons dit kan verstaan. Ons gewone mense soos ons dit kan gaan kyk en laat skrif met skrif vergelyk, Vader, en dankie dat U 'n plan het vir alles. Hierdie hele Bybel is soos 'n legkaart. Elke blokkie pas presies in waar hy moet inpas. Vader, en as U gesê dit so, dan is dit so. Ons eer U naam, ons loof U naam. Here, al doen ons baie dinge verkeerd. Een ding gaan ons nie verkeerd doen nie. Ons gaan U woord glo. Al verstaan ons nog nie alles in die woord nie, ons gaan U woord glo, want U het so gesê. U is ons Pa en ons submit onsself aan U. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. So ons kan baie dinge verkeerd doen. Ek sê altyd vir Here, ek weet ek doen baie dinge verkeerd, maar ten minste glo ek U woord voluit. Nee? Dit behoort te tel vir my. Nee? Die Here weet, ek is nie die bruidste, die skerpste potlood in die pakkie nie, maar ja, daar sê, hoe lekker is dit nie. Daar sê julle dankie.